Stoutert, die verhaal van 'n brakkie. Papi, kom kyk gou wat het ons in die tuin gekry. Lewis en Raleigh het hulle papi letterlik aan sy baadjie uit die studeerkamer gesleep kombuis toe, waar die koddigste en oulikste brakkie ter wêreld rondgewaggel het. Kan ons hom nie maar hou nie, papa? Ag toe, papi. Hy is mos net 'n arme ou verdwaalde hondjie wat baas soek. Dit was Lewis wat so mooi gepleit het. Maar ek het reeds 2 honde. Ek kan dit nie bekostig om nog een aan te hou nie. Papa het eers na Lewis en toe na Raleigh gekyk. Maar hy is dan so klein, het Raleigh gesê. Dit sal nie veel kos om hom te hou nie. Moontlik behoort hy aan iemand, het papi geantwoord, want hy het regtig nie sinnigheid in die hondjie gehad nie. O nee, ons het al oral by die bure rondgevra en niemand weet iets van hom nie. Nou ja, hou hom dan maar vir 'n week, het papi toegegee. Hoe bly was hulle? Nou is hy hulle hond. Hulle kan hom hou. Net toe loop die brakkie hom vas teen die melkbeker, wat Raleigh op die vloer langs die piering laat staan het, en daar loop 'n wit stroom melk oor die vloer. So vinnig as hy kan, begin die brakkie die melk oplek. So is Stoutert, roep Lewis uit. Maar ek is seker hy sal dit nooit weer doen nie. Ja, en dis nie die regte naam vir hom, roep Raleigh uit. Kom ons noem hom Stoutert. Weke het verbygegaan en die kinders het hulle hondjie baie lief gekry. Stoutert het vinnig gegroei en was weldra deel van die gesin, hoewel papi nooit heeltemal tevrede was met die idee van nog 'n hond in die huis nie. Ene nag, nadat almal gaan slaap het Stoutert, wat in die buitekamer geslaap het, onraad bemerk. Daar het 'n snaakse, stikkende reuk uit die kombuis gekom. Toe dink Stoutert, hy moet maar liewer die baas roep, ingeval daar dalk iets skort. Kif, kif, kif. Geen antwoord nie. Die rook het al dikker geword en Stoutert het harder begin blaf. Kif, kif, kif. Toe word meneer niemand wakker. Hoor net hoe blaf so 'n brak. Moet mens nou in die middel van die nag wakker gemaak word? Ek wens soos ons het hom nooit gehou nie. Kif, kif, kif. Toe staan meneer niemand maar op om te gaan kyk. Ek ruik iets brand, mompel hy skielik. En 'n kit is hy uit sy slaapkamer en in die kombuis. Dit was die ene rook en vlamme. Hy was ook net betyds om die brand te blus. Die volgende oggend het Stoutert daarom 'n bord kos gekry. Lewis en Raleigh kon hom nie genoeg streel nie. Papi het erken dat as dit nie vir Stoutert was nie, die hele huis kon afgebrand het. Hy het dalk selfs hulle lewens gered. Dit wys net weer dat dit mens betaal om goed vir diere te wees, het moeder gesê. En toe het almal vir Stoutert lief gehad. Fluit, fluit, my storie is uit.